Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons shrink. Ek lees 'n interessante plasing op my Facebook van die sogenaamde in aanhalingstekens wit spookolifante van Etosha. Nou dis redelik algemeen bekend dat olifante hierdie modderbaddens neem en dis deel daarvan om hulle 'n bietjie af te koel en blykbaar ook soos wat die modder droog word, vorm hy dan soos 'n kors wat beskerm teen insekte en allerlei ander pla. En nog 'n interessante ding wat ek nou toe lees, toe ek so 'n bietjie daaroor oplees, is dat hulle sterk konsentreer op hulle ore om genoeg modder daar ook te kry, want die ore, daar's 'n groot samevloeiing van bloedvate en senuwee-eindpunte juis in die ore, en dat dit ideaal is as jy wil afkoel om dan daar ook modder te kry. Maar nou is die interessante wat gebeur met die olifante hier van Etosha is dat die wit spookagtige voorkoms hou eintlik maar verband met die kalkgrond, die wit klei en kalkgrond wat mens in Etosha vind. Baie mense skryf dan nou ook in hulle antwoorde of kommentaar dat heel moontlik is hierdie wit kleur modder dan help nog beter met afkoeling omdat dit die sonstrale wegkaats. Tog is dit wat 'n mens so op die oppervlakte sien, is nie soos wat ons baie keer tog sien wanneer daar 'n genetiese, ek weet nie of dit noodwendige afwyking is nie, maar daar geneties iets gebeur en jy dan soos 'n wit leeu kry of baie keer 'n wit rooibok en daai tipe van ding nie, maar dat dit eintlik maar net 'n uiterlike vertoon is, en as jy dit af sou krap, dan kom jy maar tog weer by die ou grys olifant uit. En jy kan seker vermoed waar my gedagtes toe nou heen gegaan het, is die hele gedeelte ook waar die Here Jesus die skrifgeleerdes, die fariseërs as wit gepleisterde grafte uitkry. Op die oppervlakte of na buite toe lyk dit baie mooi glad wit gepleister, maar binne vol doodsbeendere. En ek het net myself weer herinner aan dat ons 'n God dien wat nie 'n aannemer is van die persoon nie, en wat die hart raak sien. En ek het nou al baie daaroor gepraat, maar in ons sosiaal media gedomineerde wêreld is dit nogal maklik om 'n plasing te plaas en dan daarby te skryf feeling blessed, en dit kan net lyk of 'n mens hierdie ongelooflike lewe het, maar dat die groter werklikheid eintlik ook maar swaar is en ook maar met sy uitdagings kom. En ek dink dat vir my is dit so belangrik dat wanneer jy die vernislaagie afkrap, ook by myself, wat gaan jy kry? Is daar eintlik dan heeltemal 'n ander beeld wat nie heeltemal versoenend is met dit wat mense op die oppervlakte sien nie? Of sal jy 'n gebroke reisiger op pad vind en daarom spore raak sien van 'n nuwe hart, 'n getransformeerde hart, van iets van 'n God wat in hierdie mens werk en wat van binnekant af na buite toe vernuwe, en wat nie net 'n klomp aangeplakte vrugte het nie. 'n Boom jy kan tog nie vrugte gaan plak aan die boom nie. Dit kom en groei uit die boom uit, en dat 'n mens daarom 'n opregtheid, ons hoef nie perfek te wees nie, ons gaan nooit hierdie kant van die graf perfek wees, maar ek dink nie probeer om iets te wys of deur te gee en voor te gee wat ek nie is nie, maar dat mense kan sien hoe ek 'n nederige afhanklikheid van die Here op pad is, en so ook op pad is en my werklike self uitleef, dat ek deel is van 'n groter roep, 'n roep wat my roep na 'n verhouding met hom. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Shrink. Jy kan vir my skryf eugenekemp@me.com.